Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons vir 'n oomblik saam stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 66, die eerste, die 7de en die 9de vers, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand dit saam te kan sing, soos wat ons dit ook by die nagmaalstafel kon sing, dat ons seker is, dat ons weet, oortuig is, U luister en U hoor elkeen van ons gebede. Al ons smeekgebede, al ons dankgebede, al ons lofgebede gaan nooit ongemerk by U verby nie. En daarom dank ons U dat ons vanaand ook mag weet dat U ook hierdie gebed van ons aanhoor, dat U ons as U kinders aansien en dat U elkeen van ons deur die Heilige Gees ook nie net hierheen gelei het nie,
maar ook vanaand deur die Gees die evangelieverkondiging in ons lewens sal seën. Daarom bid ons en vra dat U elkeen van ons se harte ook sal oopmaak en ons gedagtes sal open, sodat vanaand ook die prediking van ons Here Jesus Christus ook in ons lewens mag vrugte dra. Die vrugte van liefde. Daardie liefde wat U vir elkeen van ons gegee het, toe U ook die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Daardie liefde wat so groot is dat dit eintlik ons menslike verstand te bowe gaan. Ons vra ook dat U ons genadig sal wees elke keer wanneer ons ook nie in daardie liefde lewe nie. Wanneer ons liefdeloos teenoor U en teenoor mekaar en teenoor ons naaste optree, sien ons in genade aan. Lei ons en roep ons tot bekering. Ons vra dit want ons weet dit, ons almal is sondaar mense wat lewe deur U genade. Amen. Ons gaan vanaand, broeders en susters, 'n gedeelte na luister en volgende week weer uit hierdie gedeelte, en dis Efesiërs hoofstuk 4, en ons onderbreek die katekismes vir so 2 sondae-aande. Want hier gaan dit oor die eenheid van die kerk in Efesiërs 4, en ek dink almal ken dit, dis seker een van die bekendste gedeeltes in enige een van Paulus se briewe, net 1 Korintiërs 13 wat meer bekend is. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Kom ons sing eers in aansluiting hierby ook saam Psalm 100, waarin ons ook 'n loflied sing, juig al wat leef, juig voor die Heer. En wanneer ons dit sing, dan verduidelik die Psalm ook vir ons hoekom ons dit sing. En een van daardie redes moet ons altyd onthou is, ons erken dat God self sy kerk hier op aarde nie net bou nie, maar ook in stand hou en laat groei. En daarom in hierdie lig van hierdie verse, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon, kom ons sing saam, juig al wat leef, juig voor die Heer.
Ons almal het dit al gehoor, iemand wat sê ek wil nie kerk toe gaan nie, of ek gaan nie meer kerk toe nie. Of wat vir jou sal sê, en dis vandag nogal mode, ek behoort nie aan enige kerk nie, maar ek gaan sommer na verskillende kerke toe. Hulle praat van church hopping. Mens kry baie mense wat dit ook doen. En baie mense sal vir jou ook sê, maar ek stel nie meer belang nie, want dis nie meer relevant nie, ek dien die Here sommer by my huis, daar op my eie, ek lees my Bybel en ek bid, so los my uit, ek gebruik ook sommer nagmaal as ek die kans kry. En dit is so, al meer en meer mense begin om hulle self van die kerk los te maak. Hulle begin hulle self vervreemd van die vastigheid van 'n gemeente waaraan hulle behoort en waarin hulle diensbaar is. Want word daar gesê, almal aanbid mos dieselfde God en word deur dieselfde Here gered. Hier staan dit mos in dit wat ons vanaand gehoor het, daar's net een Here, daar's net een God en Vader. Wat's dan die verskil of ek hier kerk toe gaan of daar kerk toe gaan? Of by my huis sit en in elk geval dieselfde Here aanbid? En soos ek dit nou gesê het, meeste van hierdie mense begrond dan ook sommer hierdie redenasies van hulle uit die Bybel uit met onder andere en veral Efesiërs 4 met hierdie ding van daar is net een God, so dit maak nie saak hoe en waar jy hom aanbid nie. Maar weet jy broers en susters, wat gebeur dan? So word die menslike toepassing van hierdie verse bo die goddelike bedoeling daarvan gestel. Dit wat die mens voel, dit wat die mens dink word gestel bo dit wat God daarmee bedoel, dit wat dit regtig vir ons moet sê. Want dit gaan nie hier oor die universele of die algemene kerk in Efesiërs 4 nie. Wat bedoel ons daarmee? Ons bely dit elke Sondag, ons glo in 'n algemene Christelike kerk. En daai algemene Christelike kerk bedoel dan al die kerke oor die hele wêreld waarin Jesus Christus as verlosser bely word. Gereformeerde kerke, NG kerke, hervormde kerke, AGS kerke, selfs Rooms-Katolieke kerke, noem maar op. Die universele kerk bestaan uit lidmate van al hierdie kerke. Maar Efesiërs 4 praat nie oor die universele kerk nie. Efesiërs 4 praat oor die plaaslike kerk, oor die gemeente van Christus op 'n bepaalde plek. 'n Kerk binne 'n sekere gebied, of 'n sekere dorp, 'n gemeente soos Magalieskryn, is 'n plaaslike kerk, 'n gemeente op sy eie. En elke mens het volgens Efesiërs 4 die verantwoordelikheid om hom of haarself by die plaaslike kerk te gaan voeg. As iemand met jou daaroor stry, sing vir hulle Psalm 100. Sing net Psalm 100 vir hulle. Ons almal ken dit. Ons almal ken Psalm 100 uit ons kop uit, maar wat sê Psalm 100 vir ons? Kom by mekaar, wees by mekaar, leef saam met mekaar, want dis wat God wil hê. Ons moet almal lewendig lidmate wees van 'n spesifieke gemeente, want dit is wat God vir elkeen van ons beplan het. Almal van ons. Alle mense wat Christus Jesus as hulle verlosser bely, het die roeping tot eenheid in en met die liggaam van Christus. Het die roeping tot eenheid met 'n gemeente waar hulle bly.
En dis belangrik, God se roeping tot eenheid is belangrik vir die, kom ons noem dit ons verlossing en belangrik ook vir ons sending na die wêreld toe. Want iemand wat nie deel is van 'n gemeente nie, kan ook nie die vastigheid wat daar is in ons verlossing beleef en aanleer nie. Dit is belangrik, ons moet dit aanleer. Dit is 'n groeiproses. Geloof is iets wat groei en wat sterker word. En geloofsgroei vind plaas nie net wanneer jy 'n verhouding met God het nie, maar sê God ook wanneer jy 'n verhouding met ander mense het. Ons almal ken die kenmerke van die ware kerk, maar dis interessant, die lewenswyse van 'n ware kerk het 3 goeters in. Die eerste een is die Griekse woord kerygma, dis 'n plek waar die woord verkondig word. Die tweede een ken ons almal ook, dit is die woord koinonia, dis 'n plek waar mense saamkom. Ons het dit nou die dag in Handelinge 2 gesien. Die derde een ken ons ook die woord diakonia. Dis 'n plek waar ons diensbaar is aan God en ander mense. En dis wat 'n plaaslike gemeente is. En dis die boodskap wat ons ook in Efesiërs 4 moet hoor. Die kerk of ons gemeente is 'n geestelike eenheid waarin ons geroep is om die eenheid in ons daaglikse lewe 'n werklikheid te maak, sigbaar te maak. Ons word geroep om een te wees, een in liefde, een in strewe, een in alles wat ons doen. Een in liefde, strewe en alles wat ons doen. Dis waartoe God die gelowige roep, om deel te word van sy plaaslike gemeente. En onthou dit, broers en susters, dit gaan hier oor elkeen van ons. Het gaan nie net oor party mense nie. As ons sê ons is gelowiges, dan moet ons lewe soos gelowiges. As ons bekend wil staan as gelowiges, dan moet ons lewe saam met ander gelowiges. Eenvoudig, ons moet wees wat God vir ons sê ons is. En wat sê God vir ons? Ons gaan dit ook volgende week hoor. Ons is die huisgesin van God, wat in dieselfde huis bly. Ons is die liggaam van Christus, wat deur dieselfde Gees gelei word. En daarom moet ons elkeen die vraag kan antwoord. En daar's besondere vrae wat ons elkeen ook moet kan antwoord. Wat verhinder my? Wat verhinder my om 'n lewende lidmaat van 'n gemeente te wees? Wat verhinder ander mense om by ons as 'n gemeente in te skakel? Wat veroorsaak dat gemeentes nie as 'n eenheid kan saamwerk nie? Ons kan baie oor hierdie dinge sê, maar die meeste van ons sal op die einde maar by dieselfde ding uitkom. Menslike verskille en 'n weiering om iets van myself of van wat ek dink prys te gee. Die eie ek staan voorop. Die selfsugtige sondige natuur oorheers. En so gesindheid loop dan uit ook op stryd, op twis, op haat, op afguns, op tweespalt. En dit lei nie tot vrede nie. En dis hoekom in 'n gelowige kind van God daar eintlik 'n ander gesindheid na vore moet wees. 'n Gesindheid wat soek en wat werk om vrede te hê. Vrede met God, maar net so belangrik vrede met mekaar. Samewerking tot die eer van die Here, uitbreiding van sy koninkryk. Hoe interessantheid, ons hoor dit elke keer as ons die kollektes afkondig, ons praat van deputate ekumenisiteit, binnelands en buitelands. Dis waarvoor daai kollektes gaan, is waar ons werk tot die eer van God,
waar ons soek na die eer van God, nie op ons eie alleen as kerk nie, maar ook as gemeentes en kerkverbande. Nou, ons almal weet wat het Paulus vir ons geleer. Hy het vir ons geleer van die praktyk van die sondige natuur en daar's 'n klomp goed wat hy daar noem. Maar die belangrike wat hy noem in vanaand se konteks is die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Dan noem hy die woorde vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skeuring, afguns. Wat veroorsaak daardie goed in jou lewe? Dit veroorsaak dat jy selfgerig lewe en dat jy die eenheid van die kerk verskeur. En dat daar nie liefde is nie. Maar sê Paulus vir ons, die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. En daarby kan ons nie verbykom nie. Die vrug van die Gees. Eenheid kom deur die werk van God. Verskeurdheid kom deur die werk van die sondige natuur. Daardie hegte verhouding in 'n gemeente is die werk van God. En hoe meer ons in ons verhouding met die Here groei, die logiese gevolg daarvan is hoe meer groei ons in ons hegte verhouding met mekaar en in ons liefde vir mekaar. En ontwikkel daar dan hierdie, kom ons noem dit 'n spesiale verhouding van 'n kerkfamilie wat regtig broers en susters van mekaar is. Daarom die belangrikheid, die opdrag in vers 3, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Dis eintlik so 'n mooi woord wat die Gees gesmee het, né? Dis 'n stuk yster wat die Gees vat en hy vorm dit. Hy heg twee stukke losmetaal aan mekaar vas. Hy maak dit warm, hy vorm dit en dit word op die ou eind 'n eenheid. Ons word deur die Gees so aan mekaar verbind as 'n eenheid. Een liggaam, een Gees, een hoop waartoe God ons roep. Dis die werk van die Heilige Gees. En in ons as gemeente, om as 'n hegte eenheid te kan werk, moet ons besef, die liggaam van Christus, die kerk, word deur die Heilige Gees gelei, om as 'n eenheid te lewe, om 'n liggaam te wees wat saamwerk, saamleef, saam hoop. En hierdie woord hoop is eintlik baie kosbaar, want waaroor gaan dit hier? Dit gaan daaroor dat jy iets baie graag ook wil hê. Dat jy uitsien na die volkomme verlossing wat ons in Christus het, waar ons almal saam die Here sal loof en prys in die hemelse heerlikheid. In 'n plek waar ons ewige vrede, ewige vreugde beleef, waarin ons 'n onbreekbare eenheid met God self het en met mekaar het. Dis waarop ons hoop. Maar uit hierdie hoop moet die begeerte in ons wakker gemaak word om nou al daardie hoop in ons lewens te probeer verwesenlik. In dankbaarheid vir wat God vir ons gegee het in Christus en deur die Heilige Gees, moet ons nou al leef soos wat ons graag wil wees. Want ons onthou, dis deur Jesus Christus
wat ons wat eers ver van God af was, nou naby God gekom het. Dis deur Jesus Christus wat die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Hy is die Here wat ons met sy kosbare bloed, so bely ons dit altyd, gekoop het, vir ons sondeskuld betaal het, ons sy eiendom gemaak het. Sê ook is ons enigste troos. Dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Dat hy nou my Here is. En daarom is ek een met almal wat in hierdie troos ook deel. Nie net een in my belydenis en dit wat ek sê ek glo nie, maar ook een in dit wat ek doen, in die liefde wat ek teenoor hulle uitleef. Daarom as ons kan begin terugspring na die begin toe, onthou dit. Sonde. Sonde bring afsondering. Sonde bring afskeiding. Sonde bring onafhanklikheid. Sonde lei tot vernietiging. Sonde lei tot verdeeldheid. En die sonde, so het ons reeds gesien, blaas die eie ek op ten koste van 'n verhouding met ander mense en met God. Maar genade beteken dat God ons in Jesus Christus wegruk van hierdie sonde af. Ons onder die heerskappy van Christus plaas. En waar word hierdie heerskappy in ons lewens sigbaar? Binne die plaaslike gemeente. Binne ons eie gemeente moet dit na vore kom. Want dit is die hoogste rede. Daar's een God en Vader van almal, wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. En ons is so lief om vas te steek by, daar's een God en Vader, dat ons vergeet, hy's ook oor ons, hy werk deur ons, hy woon in ons. En dis die grondrede, die diepste rede vir ons eenheid as gemeente. Dat God ook oor ons is, dat God ook deur ons werk, dat God ook in ons woon. En ja, as mens hierdie waarheid begin misken, dan kan daar nooit eenheid of liefde of samewerking tussen mense wees nie. Wat nog te sê binne 'n gemeente. So kom ons sê dit vir mekaar vanaand. Diegene wat vaskop om in 'n plaaslike gemeente saam met God en sy mense byeen te kom. Daar's baie mense wat ons ken wat dit doen, ook mense wat se name op ons eie lidmaatregister staan. Hulle misken God se werk en teenwoordigheid in ons lewens. Iemand wat steeds verkies om op 'n afstand te staan en weier om betrokke te raak by 'n gemeente of by ander mense, dit is 'n ernstige hartsprobleem. 'n Christen kan nie buite 'n kerk staan, daarvoor spot, daarvoor lag, of dit skynheilig noem nie. 'n Christen kan nooit buite die kerk staan en kommentaar lewer oor wat binne die kerk gebeur nie. Want Christene het die kerk lief en sal hulle lewe daarvoor gee. Want Christene is saamgebind in een liggaam deur die werk van een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam.
Ons Vader wat in die hemel is, almagtige God. Ons dankie Here dat U elkeen van ons ook deel gemaak het. Deel gemaak het van die liggaam van ons Here Jesus Christus, deel gemaak het van U kerk hier op aarde. Daarom bid ons en ons pleit dat U deur die Heilige Gees steeds hoe langer hoe meer in ons harte sal werk. Dat ons voor U wat oor ons almal is sal buig en dat ons gehoorsaam U werk ook sal doen. Ook teenoor mekaar. Daarom bid ons nie net vanaand vir onsself nie, maar ons bid ook vir al die gemeentes, al die kerke oor die wêreld heen versprei. Ons vra Here dat U ook elke lidmaat in daardie kerke, soos ook by ons, weer opnuut die besef sal gee dat ons nie los van mekaar kan staan en nog steeds daarop roem dat ons aan U verbind is nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee, waarna ons saam sing uit Psalm 150, die eerste vers. Kom ons staan, ons sing saam, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, waarna ons bly staan om die seën van die Here te ontvang. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.